Ons gesels môre met Etienne Silje oor Parkinson siekte. Die rede daarvoor is dat die 11de April wêreldbewusmakingsdag vir Parkinson siekte was en ons wil 'n bietjie meer uitvind vir die van julle wat graag wil hoor, wat is Parkinson? So, hoe is dit om daarmee te lewe? Wat is die behandelingsopsies? Is daar iets anders as die normale uitgetrapte geuite manier of is dit die beste bewyste manier? Ons gesels bietjie met Etienne om daaroor te hoor. Goeiemôre. Goeiemôre. Welkom. Baie dankie. Etienne. Kom ons begin eens by Welkom. Parkinson siekte. Wat is Parkinson siekte? Dat ek vir julle 'n bietjie sê, Parkinson siekte is die vinnigste groeiende neurosiekte in die wêreld. Dit is vinniger as Alzheimer's. Daar's 11.5 miljoen mense wat Parkinson wêreldwyd het. Wow. Die getalle groei in die laaste 25 jaar het die getalle verdubbel. Genade. Parkinson siekte is 'n neurologiese afwyking van die senuweestelsel aantas. Dit lei tot progressiewe fisiese agteruitgang. En watter manier? Is dit die fisiese uitgang? Is dit 'n neurologiese effek? Is daar 'n spiereffek ook? Ja, dit tas die hele liggaam aan. Nou, of dit nou motories is of nie motories is nie. So alles die binnekant aan my, alles aan die buitekant, dit wat jy van buite af kan sien en wat jy nie kan sien nie word aangetas. So dit geleidelik oor die jare party mense gaan baie vinnig, Ja. en ander gaan baie stadiger. Ek is gelukkig een van die wat redelik stadig beweeg. Ja. So ek is die voordeel, daar's 5 fases. Ek is in fase 1 nog. Ja. So ek het daai voordeel, maar ek werk hard om myself te hou. Mens kan nie agteruit gaan vertraag, Ja. maar jy kan hom nie stop nie. Op watter manier kan 'n mens dit vertraag? Wat hulle sê is jy moet jouself gehidreerd hou. Ja. Jy moet goed slaap en dan die groot belangrike ding is oefening. Oefening. Wat dan? So ek sien 'n neurofisioterapeut 1 keer 'n week. En sy help my my spiere wat styf word los te kry. Balans wat 'n faktor is by Parkinson's aan te spreek om my balans te kry. Ja. En dan om my los te kry. So ek moet die oefeninge wat hulle my gee is redelik ernstig, né? Ja. Ja. Ek moet op een hand staan, een voet staan en allerlei bewegings doen. Sure. Die kinders sê vir my, hoe kan hulle verwag dat 'n 83-jarige man Op een voet moet staan. Absoluut. Etienne, is daar vroeë tekens gewees? Het jy besef, okay, wag, hier's vroeë tekens wat opkom. Wat is van daai vroeë tekens? gewoonlik meeste mense is 'n handbeweging. Okay. En dit het in my geval gewees. Mense het my gevra, het ek Parkinson's? Dan sê ek nee. Dis net ouderdomsding, né? En 'n hele klompie mense het my gevra want jy weet my konstipasie is een van die eerste faktore. Hi. En dan verlies van reuk. Reuk. Ja. My aarde. Dis is nog 'n van baie mense wat dit beleef. Maar ek het al gehoor van ander wat kopbewegings begin kry. Ja. Een of twee wat ek gehoor het wat net val. Hi. Jy praat van toe jy gediagnoseer is. Wanneer is jy gediagnoseer? Hoe lank terug is dit? Dit was 5 jaar terug, 21. Ek was by 'n velspesialis gewees. En hy vra toe vir my, het ek Parkinson's? En my antwoord is nee. Hy kyk my so, hy sê vir my, ek dink jy moet 'n neuroloog gaan sien. Hi. En toevallig het hy 'n spreekkamer gedeel met 'n neurospesialis. En ek het toe afspraak gemaak. Toe ek daar instap, te sê hy vir my, meneer Silje, jy het Parkinson's. Toe jy instap? Toe ek instap. Ek sê vir hom, hoe weet jy? Hy sê, ek kan dit in jou loop sien. Nou, ek kon nog nooit in my loop sien dat daar iets is waar daar 'n afwyking is nie. Ongelukkig daar wat ek van baie Parkinson's mense hoor, is daai eerste intree is nie volledig nie. Hulle skep nie vir jou die hele patroon van die pad wat jy vorentoe moet loop nie. Ja. So hy het vir my gesê, ek gaan nie doodgaan nie. Ek gaan nie Alzheimer's kry nie. Ek sal onthou wie ek is. Daar sal pille wees wat hy vir my gaan voorskryf en as die situasies erger word, dan sal hy die pille aanpas.
Okay. En ek dink dis meeste mense se kommernis. Die oomblik as hulle gediagnoseer word, weet hulle nie wat om te doen nie. Ja. Hulle weet nie wat die groter prentjie is nie. Ja, want Parkinsons, ek meen die spektrum wat dit jou kan aantas is so groot. Ja. As 'n mens net daai prentjie het en die pad Ja. wat ek moes loop om uit te vind dat YouTube was my grootste vriend geweest. Regtig? Ja, en ek het aangesluit by die Amerikaanse organisasie Parkinsons Amerika. Ek het baie inligting en podcast daar gekry wat my ingelei het en toe hoor ek van hulle sê jy moet 'n movement specialist kry. Ja. Ek het hier navraag gedoen. Niemand kon vir my sê wie en wat dit is nie. My magtig. Dit is iemand wat spesialiseer in Parkinsons siekte Ja. en beweging daai tipe ding. En ek toe kom toe af op 'n dokter af plaaslik hierso. En ek het daar toe gebel op spreekkamer en vir my gesê is 'n 9 maande waglys. Genade. 9 maande. Dit kan nie werk nie. En ek toe rondgebel en gesoek. En ek kom toe op 5 ander name af. Almal is voorbespreek, vat geen nuwe pasiënte nie. Magtig. Dit klink asof dit baie moeilik is. Dit is. Vir 'n leier van Parkinsons siekte om hulp te kry op 'n manier of ten minste terapie te kry of by 'n bioklinikus of wie ook al is om daai terapie te doen. Ja. Kyk, jy moet spraakterapie, arbeidsterapie kry, fisioterapie kry, sielkundige hulp. Ja. Dis alles faktore wat 'n mens moet hê. Ja. En dit is een van die dinge wat ons laas donderdag toe ons met die minister bymekaar gekom het, 'n memorandum oorhandig het om te sê dat daai fisioterapeutiese behandeling gedeelte moet word van die mediese fonds Ja. minimum. Krities, ja. Ja, sodat die kritiese faktore dat dit wel gedek word. Ja. Want nou betaal ek dit Ja. Uit jou Uit sak die uit. sak uit. wel dit kom uit jou Spaar. maar dit vreet hom op. Maar die gevolg is op die stadium my mediese is al klaar Uitgeput. uitgeput, so ek moet nou uit my sak uitbetaal. Etienne, as iemand vanoggend kyk wat dalk nou gediagnoseer is, dit voel vir my of jy heelwat navorsing gedoen het, jy het na 'n pad gestap, iemand word dalk nou gediagnoseer of daar's iemand in hulle familielid wat dalk nou gediagnoseer word. Wat sal jy vir daai kyker wil sê? Kyk, gelukkig daar is wat ek eers laas jaar uitgevind het, daar's 'n organisasie Parkinson ZA. Parkinsons ZA. Ja. Dis organisasie daar's kom by mekaar in Kaapstad, Johannesburg en Durban. Laas jaar eers gestig die in Durban. Ja. Durban, Kaapstad en Johannesburg. Kaapstad en Durban is nou al 'n hele rukkie aan die gang. So ons kom elke maandag by mekaar. En dis dan 'n bron van inligting. Dis 'n bron van mense wat Parkinsons gediagnoseer is en wat dieselfde pad stap omtrent. En hulle daar kosteloos verskaf hulle, daar kom elke keer 'n terapeut Okay. en ons toespreek. En gee vir ons inligting, 'n spraakterapeut of 'n fisioterapeut of 'n OT. En daar kan ons leer van mekaar af. Ja. Dis die belangrikste. Ja. Kyk, dis nie fisies 1 op 1 nie, maar dit is As 'n groep. Dit gee vir ons 'n agtergrond. So 'n ondersteuningsnetwerk. Ja, dis reg. En dis krities belangrik. Ja. Etienne, baie dankie vir jou inligting. Dis lekker om te hoor Parkinsons ZA sê jy met 'n Ja. mens. Mense kan dit gaan Google ook, mense sal antwoorde kry. Ja. Sterkte vir jou pad wat jy stap. Dankie vir jou getuienis van die pad wat jy stap en die moed wat jy het om dit te stap. Ek dink jy gee baie ander mense wat dalk nie die lig sien nie, wat onlangs gediagnoseer het, 'n bietjie meer hoop en 'n kans op nie herstel nie, maar ten minste hulp en advies en raad. Baie dankie dat jy vanmôre tyd gevat Baie het om dankie hier vir te julle wees. tyd en lekker dag vir julle verder. Nou ja, daar's dit. Etienne Silje wat dit raai kom maak het vanmôre met ons te gesels oor Parkinsons siekte. Onthou dit is 'n multidissiplinêre behandelingsproses wat jy nodig het. Dit gaan nie net by een dokter gebeur nie of een terapeut nie, maar kry soveel inligting as wat jy kan. Dit is op die einde die inligting wat jou sal bemagtig. Ons is nou weer terug en dan gesels ons met Ilse Strauss wat van Israel afgekom het. Ons vertel hoe dit daar lyk. Maar eers ons gemeerkunstenaar Annelies kan verdeel met jou 'n paar maklike wenke.